Maar julle kom ons kom by vandag. Hierdie preek en hierdie reeks waarby ons praat is hierdie ongewone ontmoetings. Nou dis interessant dat ons dit seker ongewone ontmoetings noem, want wanneer ek en jy die Here ontmoet, is dit lekker en dit is goed vir ons en ons sien uit daarna en ons kom kerk toe en ons lees Bybel en ons praat oor die Here en ons doen wat ons doen, ons geloofsreise, sodat ons ontmoetings met die Here kan hê. Maar min mense beskryf dit as ongewoon. Maar dit is. Die feit dat die perfekte God van die heelal met 'n onperfekte mens net ontmoet, is klaar ongewoon. Dis buite hierdie wêreld. Maar tog doen die Here dit. Maar nie net ontmoet hy ons en dit is vreemd en dis ongewoon nie, maar hy doen dit baie keer op ongewone maniere. En hy ontmoet jou op spasies wat jy gedink het jy hom nooit sal raakloop en die Here het 'n manier om dinge in my en jou lewe te doen. En hierdie reeks gaan daaroor dat ek en jy oopkop sal wees rondom die Here ontmoet. En baie keer kan ons onsself in boksies plaas en dink die Here gaan ons daar ontmoet. Die Here ontmoet enigiemand, enige plek op vreemde maniere. En hierdie reeks gaan daaroor dat ons hom regtig so beleef. Nou vandag gaan ons praat oor iets baie interessant. Dat ongewone ontmoetings met die Here vernuwe ongesonde gedagtes. Nou, as dit kom by gedagtes, hier is my oortuiging. Ek dink ons dink te goedkoop. En wat ek daarby bedoel is, het jy al byvoorbeeld iemand gesien wat 'n nuwe paar tekkies gaan koop? Nee, dalk van die wit tekkies. Ek dink deesdae is wit tekkies 'n ding, né? Ek as jy in die winkels rondloop, jy goed blink. Die grootste wonderwerk in ons tyd vandag is mense wat wit tekkies koop en die goed bly wit. Dit is nog ongelooflik. Maar het jy al mense gesien met nuwe tekkies? Nog voor jy die tekkies kan sien, weet jy hierdie mense het 'n nuwe paar skoene op die manier hoe hulle loop. Het jy al agtergekom hoe vinnig jou postuur reg is wanneer jy nuwe skoene aan het? Want jy probeer so loop dat daai goed net nie vou nie, né? Jy trap so mooi en versigtig en al wat daai skoen kan vuil maak, trap jy oor, ou maat. Jou tekkies is gemaak om te hardloop, maar jy weier om nou in goed te trap wat hierdie tekkie nie mooi gaan laat lyk nie. Is julle saam met my? Nee, dit is so. Ewe skielik jy lyk anders net omdat jy 'n tekkie gekoop het. Maar eintlik is die tekkie gebou vir hy moet stikkend wees en vuil wees en hy moet werk. Nee, dis waarvoor hy gebou is, maar dis 'n nuwe een. En hy het my duur gekos. En ons waarde om hierdie tekkie, so ek gaan mooi loop met hierdie ding. En dit is vir my so interessant, dat ons baie keer soveel waarde kan koppel aan dinge wat eintlik nie so waardevol is nie. En dan as gevolg daarvan loop ons op plekke waar ons nie andersins wou loop nie. As jy jou DKW tekkies aantrek, nee, en dan, man, jy geloop net waar jy wil. Jy trap in modder, jy gaan waar jy wil, want hierdie goed's gemaak om te werk, daar is nie veel waarde aan hulle nie. Maar hier is die gedagte. Ons gedagtes, ons wêreld van ons verstand, is soveel meer waardevol as ons skoene. Maar tog loop party van ons gedagtes in baie veiler plekke in, as wat ons nuwe skoene ooit sal. Ons akkommodeer die grootste klomp nonsens in ons denke, maar tog sal ons dit nie eens doen met ons nuwe skoene nie. Ek doen iets van ons en ons gaan nie hande opsteek volgende nie. Maar jy het selfs 'n nuwe kar gekoop, 'n bakkie gekoop, wat geriek is met die naaste goed. Maar hy's so nice, jy wil nie gaan 4x4 met hom nie. Want net nou word hy gekrap. Nee, dis te mooi. Jy weier om hierdie nice ding van jou op 'n wrede pad te vat, want net nou lyk hy nie so mooi nie. Ons kan baie keer goed meer waardevol ag as ons gedagtes. En wanneer jy Bybel lees jy heeltemal iets anderste. Dat God is begaan oor die mense gedagtes. Toe hy die gedagte van die mens gegee het, was nie net sommer nog iets wat hy gemaak het. Hierdie gedagtes van ons is kragtig, julle. Jou brein en wat hier binne aangaan is soveel werd dat die Here sê dat wat jy dink, dis wat jy sal word. Hierdie bepaal alles in jou lewe. Wie ek en jy is vandag, is net die resultaat van wat jy al alles aan gedink het in vorige seisoene van jou lewe. En wie jy gaan word, gaan die resultaat wees van die gedagtes wat jy het in jou lewe vorentoe. So kragtig is dit. Dit is vir my so interessant. Een van die ouens wat ek nou volg en luister, hy sê die volgende, dat jou lewe beweeg in die rigting van jou sterkste gedagtes. My vraag aan my en jou volgende is, waaraan dink jy? Want ek dink baie keer onderskat ons die krag van ons denke. En hier is dalk 'n rede hoekom ek so sê. Wanneer jy iets doen wat nie 'n goeie besluit is nie,
Ek weet daar was 'n paar van ons wat hierdie week nie goeie besluite gemaak het, nê? Maar wanneer jy begin goeders doen met ons sal sê, ja, maar dit was nou stupid, nê? Ons sê hierdie goed. Nou wanneer jy dit doen, jy sê, "Jesus, ek het alweer daai ding gedoen. Ek het alweer daai dom ding gedoen, hè." Jy praat so oor jou daad. Min mense sê, "Jesus, ek het alweer daai dom ding gedink." Né? Ons ag ons dade meer werd as ons gedagtes. Ons onderskat die krag van ons gedagtes. Maar hier is vandag se gedagte. Nie net onderskat ons die krag van ons verstand nie. Maar ek dink ons as kinders van die Here, ons onderskat die krag van God se verstand. Ons onderskat dat wat in die brein van die Here aangaan. Dat die Here het ook gedagtes oor my en jou lewe en oor wat aangaan in die wêreld en oor seisoene waar ek en jy onsself bevind en hy het gedagtes oor alles. Sy gedagtes is wyd en sy gedagtes is diep en ryk. En as 'n mens se gedagtes soveel impak kan hê, hoeveel te meer nie God se gedagtes nie. En vandag is daar waarheid op die tafel. Ek dink baie keer onderskat ek en dalk jy die Here se gedagtes. En ek hou van wat die psalmskrywer skryf in Psalm 139, hoor wat sê hy. Hy sê, kosbaar is u gedagtes vir my, o God. Hoe onmeetlik is die totaal daarvan. Hier kom hierdie persoon. En hy sê, weet jy wat staan vir my uit van die Here? Hoe die Here dink. En eerste ding wat my vasvang, van hierdie wat hy skryf, is dat hierdie persoon het al agtergekom wat die Here dink. En hier is die uitnodiging vir ons julle. So almagtig en so ryk en so wys die Here se gedagtes is, so geheimsinnig is hy nie oor sy gedagtes nie. As jy nie dankbaar daaroor nie. Die Here hou nie sy gedagtes in die hemel nie, hy bring dit vir sy kinders en vir sy mense. Hy wil sy gedagtes deel met ons, en hoe kosbaar is daai gedagtes nie. En die Here plant hierdie gedagtes in sy kinders. Hy deel dit met ons, en ek weet nie van jou nie, maar ons moet meer bid. Here, asseblief, deel 'n gedagte met my. Here, ek sit in hierdie situasie, Here, ek het wysheid nodig. Here, deel 'n gedagte met my. En wanneer ons in lewenskrisis vandag inkom, die eerste reaksie wat ons het, is menslike insig. Maar wat is die beste ding om te doen? Hey, ons moet wysheid hier hanteer, ons moet dit daardeur, en ons probeer met ons menslike verstand hierdie lewe bestuur. Ons probeer met ons menslike verstand ons huwelike bestuur, ons kinders bestuur, ons uitdagings bestuur, ons toekoms bestuur, ons finansies bestuur. Ons doen dit alles met menslike wysheid soveel keer, maar my gedagte is net, soos hierdie psalmskrywer, maar Here, daar's iets meer kosbaar as menslike wysheid. Daar's iets meer kosbaar as mense wat die markte kan lees. Daar's iets meer kosbaar. U weet dinge wat die mens nie weet nie. Jesaja skryf dit so en hy sê God se gedagtes is hoër as enige mens. Hy dink anders. Maar tog is daar 'n probleem is in ons denke en ons hart en ons gemoed vir 'n tyd. Hardloop ons so na 'n beraader toe of 'n sielkundige toe en sê gee my die antwoord, gee my die antwoord, gee my die antwoord. Wat as jy daai beraader of sielkundige gaan sien, maar sê Here, ek daag nie op vir die sielkundige se wysheid nie. Asseblief, Here, deel 'n gedagte met my. Hoe sal dit lyk? Ouers, hier is die uitnodiging vir ons. Dat daar is nie 'n boek onder hierdie son wat vir jou gaan leer hoe om jou kind groot te maak nie. En dank die Here daarvoor. Wanneer die Here sê, kom hoor by my. Ek het jou kind gemaak. En daar waar jy nie oor die weg kom met jou kind en sukkel en stoei, kan die Here 'n gedagte vir jou gee, wat as jou kinders gaan 5 jaar vat om vir jou te gee, gaan die Here in 'n split sekond vir jou kan gee. Want hy ken hulle. Hy weet hoe diep, hoe ryk is sy gedagtes. En hier is ons uitnodiging. Soek ek en jy dit nog? Is dit nog kosbaar vir ons? Ek onthou hoeveel keer was ek al daar in my lewe waar ek in 'n gat geval het of dinge gesoek het en ek het nie geweet wat om te doen nie en my gemoed word saamgesleep en ek gaan sit en ewe skielik is daar hierdie gedagte wat geplant word. En dit kon wees oor 'n klomp dinge in my lewe. Maar ewe skielik in my oomblikke dink ek aan iets en ek weet maar wow. Hierdie is nie menslike wysheid nie. En ewe skielik is daar seën. Is daar gemoed in plek? Is daar vrede? Is daar dinge wat werk? God se gedagtes werk.
Dis hoekom Paulus vir ons skryf, en hy sê in Romeine 12 vers 2, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm. Hoe? Deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dat God jou gedagtes begin beïnvloed. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê julle moet doen. Naamlik wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. God wil nie in raaisels met ons praat nie, maar hier is die krisis. Ons loop met vandag in 'n tyd waar Christene soveel vernuwe harte het, maar nie vernuwe gedagtes nie. Ons het diepe begeertes en verhouding met God en die Here het ons gered want ons glo in die kruis en is beautiful en is mooi. Maar dit moet vloei na jou gedagtes toe. Nie net moet jou hart vernuwe word nie, maar jou kop ook. En dis van ons wat die Here al ken vir baie lank, maar die manier hoe jy dink oor die huwelik is nog presies dieselfde nog voor jy hom geken het. Is nog steeds die prentjie wat jy gesien het van hoe jou ouers dit bestuur het en dis nou hoe jy leef. Die gedagtes wat jy leef en die oortuigings wat jy het oor jouself is presies die oortuigings wat jy gehad het nog voor jy hom ontmoet het. En daarom stoei jy nog steeds met wie is ek en waarheen moet ek en wat is ek en hoor die gedagtes van God. Vernuwe jou denke. As dit kom by jou finansies, hoe jy dit moet bestuur. As jy met menslike wysheid gaan bestuur, dit gaan jou moeg maak, uitput, angstig maak en jou 10 teen 1 in 'n gat indruk waar jy nie behoort nie. Maar as jy ewe skielik met vernuwe gedagtes begin dink oor hoe God dink, oor selfs finansies, wow, is daar vryheid, is daar seën. Paulus kom en hy sê, dis nie net genoeg dat jou hart vernuwe is nie. En ons as Afrikaners so groot gemaak. Het jy al jou hart vir die Here gegee? En dis 'n mooi vraag. Het jy al daai besluit geneem om Jesus te volg? Sien jy hom as jy antwoord? Sien jy hy weet beter? Maar my vraag is, het jou denke al vernuwe? Het jy jou verstand al oor in die Here gegee? Hoeveel van ons dag op by maandag by die werk en is soos, maandag alweer, né? Wat is ons net bietjie dink soos God dink oor ons werk? Kom aan julle. Ek wonder of God so voel daaroor. Okay, maandag, gister was lekker. Was kerk, was die woord, was aanbidding. Maar maandag, moet sterkte môre, nee. Hoop jy geniet dit. Nee man. Hy dink aan iets wat ons nie aan dink nie. En hier is die mooie antwoord. God wil hy gedagte met jou deel. Kan jy inlê, kan jy nog soek en dan dadelik is daar hierdie vraag. Okay, maar hoe? Nou vandag wil ek kyk na 'n spesifieke Bybelkarakter. Oor hoe die Here hom gelei het na sy denke vernuwe. En hoe die Here hoe hom gelei het van ongesonde gedagtes en toe die Here hom ontmoet en die Here begin hierdie dinge in sy lewe doen, hoe sy denke vernuwe het en dit was nie een van die mooiste prentjies nie. En dit is ook nie een van die maklikste preke om te preek nie, want hierdie karakter is die ou bekend is as die naam van Jona. Ons ken nou hierdie Jona storie, né? En Jona is so 'n interessante boek as jy dit gaan lees, is hierdie poëtiese boek wat geskryf is. En tog in hierdie boek lees ons 'n Bybelkarakter wat ons nie sal beskou as 'n geloofsheld nie, want jy lees van iemand wat rebelleer teen die Here. Jy lees van iemand wat veroordelend is teenoor ander mense, wat hoogmoedig is, beter wetend is, onselfseker is en selfsugtig is. Maar hierdie is die resep van waar die Here sê, maar ek gaan hierdie persoon help om sy gedagtes te vernuwe. En dit is nie die maklikste reis wat die Here hom op vat om hom te kry nie. Nou binne in hierdie storie is daar 3 dinge wat ek gaan uitlig. 3 maniere hoe God sy gedagtes met ons deel. Wat jy sien uit die storie van Jona. En die heel eerste ene, lees ons in Jona 1 vers 1 waar die storie begin. En daar staan, en die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai. En gesê, nou net daai woord. En die woord van die Here het gekom tot Jona. Ek dink daar's soveel Christene wat bid vir daai oomblik, né? Here, ek het woord nodig. Here, kom praat net met my. Here, kom deel net u gedagtes met my. Here, asseblief ontmoet my. Here, ek moet anders dink hieroor, ek moet anders dink. En die Bybel skryf nie presies oor hoe het daai woord na hom toe gekom nie. Was dit 'n duidelike stem uit die hemel uit? Waar hy net gehoor het en hier is wat hy moet doen? Was dit net 'n gevoel op sy hart, iets in sy gedagtes? Wat is dit? Nou in die storie van Jona gaan jy 3 maniere sien. En hierdie ene wat ons nou lees is definitief een van daai enes. Hier is die 3 en ek gaan sommer nou vir ons noem en dan gaan ons induik op hulle. Die eerste ene is dat God deel sy gedagtes deur iets op ons te druk, 'n indruk wat ons kry.
Die tweede ene is 'n instruksie wat hy gee. Die derde ene is 'n ingryping waar hy net iets kom doen sonder toestemming. Hy doen dit net. Nou in hierdie eerste ene, waar ons dalk net sien hy het die woord ontvang, iewerste op 'n manier het Jona besef, hierdie is wat op God se gedagtes is. Die Here vra iets van hom. Nou daai kom iets binne in ons lewens en 'n indruk is een van die grootste maniere in ons tyd waar ons leef wat Christene oor praat. Is dat die Here druk iets op jou hart. Of dalk hierdie woord het jy gehoor, ek voel die Here sê. En Christene sal dit wat op hulle harte kom druk, net so bewoord. En ons het nie regtig die beste manier om hierdie goeters uit te druk en te sê nie, maar op een of ander manier kan God kom en iets op jou gedagtes druk en 'n oortuiging vir jou bring en dis 'n manier hoe hy jou lei en sy gedagtes met jou deel. Byvoorbeeld hierdie week was dit so amazing waar ons dit weer eens kom beleef in ons huisgesin. Ek was iewers in die week vroeg wakker en ek word wakker en ek gaan sit buite op die stoep en ek drink koffie en my kop is weer besig. En ek het vra en ek woord van die Here en ek is daar en ek soek. En op 'n stadium kom Stefanie uit en sy stap na die stoep toe en ek sit daar op die stoep en sy kom sit daar by my en amazing net hoe sy my opbou en bemoedig en net saam kan praat en 'n special oomblik kan hê. Maar raai het sy stoep toe gekom. Nie omdat sy stoep toe wou gaan nie. Sy was in die kamer en die Here het iets op haar hart kom druk. Sy het 'n indruk gekry. En haar gedagtes was, maar nou het jou nodig, Stefanie. Gaan na hom toe. Net dit. En ek het dit so nodig gehad. En ek weet van ons het soveel stories daaroor. Hoe jy iets nodig gehad het, en die Here het net 'n indruk gebring op iemand se hart, iets gedruk op iemand se hart, en hulle het geluister en het jou so verryk. Kom aan julle, stories van dit, ek weet. Ons is dankbaar vir daai goed. En dit is so mooi wanneer dit gebeur. En hier's wat ek vir jou wil sê, moet dit nie onderskat nie. Want daai geheime, daai gedagtes wat jy kry van die Here af, is so kosbaar, sê Psalm 139. Moet dit nie mis wanneer dit verbykom nie. En dit voel baie keer so klein. Dit voel baie keer wanneer jy in die kombuis is of jou vrou is besig om kos te maak en jy is besig al buite en die Here druk dalk op jou hart, gemaak saam kos. Jy dink, ag, maar ek wil hierdie projek klaar kry. Die Here dink, hey, ek wil jou huwelik verryk. Hy dink bietjie groter. Hy dink bietjie wyeer. Besop dat jy nie daai gedagtes mis nie. Daai indrukke is so waardevol. Maar wat jy lees in Jona, dit het nie daar gestop nie. En hierdie is so belangrik dat ons die tweede ene hoor. By Jona 1 vers 2 tot 3 gaan dit verder. Toe hy die gedagtes kry en hy weet wat is die indruk van die Here, weet wat is die gedagtes van die Here. Hoor wat sê die Here vir hom. Maak jou klaar. Gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen. Want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug. Van die aangesig van die Here af weg. En hy het na Jafo toe gegaan op 'n skip en op 'n skip gevind wat na Tarsis toe sou vaar. Hy het die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Nou die eerste deel klink so lekker. Jona kry hierdie indruk, 'n gedagte van die Here af. Here, kom praat met my, kom druk iets op my hart. Toe kom die Here na die tweede gedeelte van 'n indruk na instruksie. Wow. Nee, Here. Here, ek dink jy het vergeet, wie is die mense van Ninive? Dit was 'n stryd vir Jona. Dit was so groot stryd vir hom, dat hy geskop het teen die instruksie van die Here. Nou vir ons klink dit so belaglik. Jy weet, ons sit hier paar duisend jaar later en sê, Jona, jou mal aap. As die Here met jou gepraat het, pel, doen dit. Dit is nie 'n goeie idee om weg van die Here af te hardloop nie. Jona, jy's nie ons geloofsheld nie. Jona, waar is jy, ou vriend? Jou kop het jou verloor. Die Here deel 'n woord met jou. Hoe doen jy dit nie? Voor ons ou Jona kruisig. Hier sit 'n klomp Jonas vandag hier, julle. Want ek en jy het ook al instruksie gekry van die Here af. En meeste van die kere is 'n instruksie van die Here nie altyd vir ons lekker nie. Dit skop teen 'n ideaal. Dit kos jou iets. Dit vra dat jy iets moet doen wat jy nie wil doen nie. En die plek waartoe God vir Jona roep is 'n klomp terroriste, julle. Hierdie mense van Ninive is wredemoordenaars. Hulle het 'n reputasie al vir generasies oor hoe hulle mense
wreed vermoor. En Jona weet wat die Here besig is om te doen. Die Here wil hulle gaan help. Hoekom, Here, wil hierdie mense gehelp? Maak hulle dood, man. Dis wat Jona voel. En hy sê, hy weier. Hy weier dat die goedheid van die Here hierdie mense tref, hulle verdien dit nie. En ek en jy was al daar, waar die Here instruksie op jou hart al gebring het, en jy het gevoel, Here, hierdie is te moeilik, hierdie is te wyd. En hier is die gevaar van ons tyd, julle. As ek 'n preek vandag doen oor indrukke, en die Here gaan gedagtes met jou deel, soos jy gaan, goed op jou hart druk, raak ons so opgewonde. En ons raak so lekker daaroor, want dis die mooi goed. Vandag wil te veel Christene indrukke van die Here beleef, sonder om instruksies van hom te volg. Pas op daarvoor, want geen indruk wat jy kry van die Heilige Gees af, sal in teenstryding met sy instruksie wees nie. Geen. En van ons vra van 'n woord van die Here, maar julle, ons het 'n hele dik boek, die Bybel, wat vir ons gegee is as instruksies, en iets mooier as dit, as die woord van die Here. Dis sy manier om met ons te praat, dis een van die hoofmaniere hoe met ons praat. En ons te veel Christene wat te veel indrukke het en goed voel wat die Here sê, maar is in teenstrydigheid met sy woord. En ons leef in 'n krisis van die tyd, want ons wil hoor van die Here, maar ons is net te lui om sy woord te lees. Kom ek deel iets mooi met jou. Die woord van die Here, die Bybel, die woord van die Here. Daai woord in Grieks is logos. Logos, dis die woord, dis logos. Maar weet jy wat is mooi van daai woord? Die stamwoord van logos beteken logika. Dis waar daai woord vandaan kom. So as jy die Bybel optel, die woord van die Here, weet jy wat is die Bybel? Dis die logika van God. Dis hoe hy dink. Ons lees die Bybel om versies te memoriseer, ons lees dit sodat ons die gedagtes van God kan ken. Jy lees dit om die hart van die Here te verstaan. En wanneer jy daar lees en jy kom agter wat die Here sê en jy kom agter hoe hy dink en hy deel sy geheime met ons in sy woord, hoe maklik is dit vir my en vir jou om te doen wat hy wil hê. En ons moet pas op. Want ek ontmoet Christene wat soveel indrukke kry van die Here af. Ek voel die Here sê en ek het gebid hieroor en ek het hierdie ding gedoen. Hierdie persoon het die Here in my lewe ingestuur, weet, en ek voel hierdie is my droomman of droomvrou. Dan staan ek hier aan die ander kant en ek dink, ek hoor jou. En ek is bly jy voel die Here praat met jou, maar wat jy sê is in teenstryd met wat die woord sê. Want jy sê hierdie persoon het die Here vir jou gestuur om jy te trou. Maar die woord sê, jy moenie trou met iemand wat nie 'n gelowige is nie. En hierdie persoon dien nie die Here nie. Hoe werk daai? Ons is so mal daaroor om instruksies te gaan kry of Bybel te lees en indrukke te kry oor openbarings, oor skrifte van die Openbaringboek, nê? En ons gaan lees hierdie diep goeters en ons wil al hierdie dinge leer. En Christene kan so opgewonde raak oor, luister, ek het nuwe insig gekry oor die skrif en check hierdie ding en check daai ding, maar ons sukkel om die buurman net langs ons lief te hê. Instruksie van die Here. En sê, hou die kennis van die boek Openbaring maar in jou gatsak. En leer om jou hart eers oop te maak teenoor die vyande in jou lewe, want jy moet leer om hulle te seën. Dis die instruksie van die Here. En ons te veel Christene wat sê, so voel die Here, so sê die Here, in teenstryd met die instruksie van die Here. Billy Graham sê dit so mooi, en dit som dit so mooi op. Hy sê, if you are ignorant of God's word, you will always be ignorant of God's will. Ons moet die logika van God ken. So dalk is jy daar waar jy sê, maar Here, ek het woord nodig, ek het duidelikheid nodig, ek het antwoorde nodig, Here, bring net iets vir my, dat ek die gedagtes kan ken, en die Here sê, dis reg, maar tel jou Bybel op. Lees hom. Soek my daarin. Laat die woord jou vorm, want dis wat die woord doen. Laat die woord jou lei. Dis 'n lig op jou voetpad, sê die Bybelskrywers. Hoeveel van ons leef daar? Ons soek die indrukke, maar ons soek nie die instruksie nie. En daar's 'n groot probleem as dit daar kom. En julle hoor my mooi as ek hierdie sê. Want te veel Christene vind hulle self dan in situasies. Maar ek het gedink die Here sê ek moet dit doen. Ek het gedink die Here sê ek moet dit doen, dan land hulle in 'n gat. Hulle land op 'n plek waar hulle nie beland. Hulle maak soos Jona, hulle vlug na die verkeerde goed toe. En Jona kom op 'n plek, in sy hardloop weg van die Here af, waar dit nie so goed gaan met hom nie. En hoor, in Jona 1 vers 4,
waar dit sê, maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreek te ly. Nou, ek weet nie van jou nie, maar hier lees ons die derde woord, nie indrukkie, nie instruksie nie, maar Here is besig om iets duidelik te maak aan Jona, gedagtes met hom te deel, en hierdie is 'n ingryping. Maar Jona is besig om iets te doen wat hy nie moet doen nie. En ek hou van die Here wat storms stil maak. Hou ons van God wat die storms bring. Hou ons van God wat sê, genoeg. Hou ons van die God wat sê, luister, hoeveel myle wil jy nog vorentoe hardloop? Hoeveel besluite wil jy nog neem met jou eie insig? Hoeveel keer wil jy nog seisoene deurgaan sonder om afhanklik van my te wees, sonder om na my te luister? Hoeveel keer wil jy nog jou kop gaan stamp? En iewers in ons lewens kan die Here selfs ingryping laat gebeur. En nog storms. En hoor my mooi vandag. Nie elke woelwater situasie wat jy beleef in jou lewe kom van die Here af nie. Die lewe is net baie keer swaar. Maar baie keer het die Here 'n manier om in te gryp. Want jy sien, die Here sal enigiets doen om sy wil te laat geskied vir jou lewe, julle. Enigiets. Hy sal jou selfs op 'n kruis laat hang as dit gaan beteken, dit gaan die mensdom van hulle sonde red. Met sy eie seun het hy dit gedoen. Ons God is okay met die storms van die lewe. Hy is okay met die een wat storms stuur, as dit jou siel gaan red. As dit jou gesin gaan red. As dit jou huwelik gaan red. As dit jou gedagtes gaan ry nou. As dit ander mense gaan bevoordeel. As dit die koninkryk gaan bou. God sal doen wat hy moet doen. Die vraag is, hoe ver wil jy hardloop sonder om te luister na sy ingrypings? Want Jona, hy sien die ingryping van die Here. Hy is bewus van die ingryping van die Here. En raai wat is sy reaksie? Julle, hy gaan lê onder in daai skip en gaan slaap. Ek kyk na die storie, ek dink, Jona, my pel, waar is jy? Dat die Here selfs met 'n ingryping storms bring, jy weet dit, jy is oortuig van dit, maar tog ignoreer jy dit. Jy kies nie om jou maniere te verander nie. Jy kies om nog steeds jou eie ek te verdedig. Hy gaan slaap in 'n storm. Dat hierdie ouens op die skip al sê, ouens, ons moet bid. En hulle gaan halve Jona daaronder uit en sê, jy moet ook bid. Maar Jona weet, ek is die rede hier van hierdie storm. Ek is die rede hoekom ons almal hier so suffer. En hoor net gou mooi, daar's 'n koste verbonde as jy nie na die instruksies, die indrukke en die ingrypings van die Here luister nie. Daar's 'n koste verbonde. En ons te veel van ons wat die prys betaal, julle, omdat ons nie volg nie, omdat ons nie luister nie. Hierdie is so belangrik. Jona betaal die koste en dit was 'n groter koste as die reisgeld wat hy betaal het om op die boot te klim. Hy betaal in op 'n groot manier. Hy het sy eie dorp agtergelaat. Hy het sy eie vrede verkoop om hierdie ding te beskerm. Hy het risie in mense se lewens ingebring, wroging in mense se lewens, dood voor oë gebring. Hy het soveel goed inbetaal, omdat hy nie wou luister nie. Hoor mooi, hier's van ons wat sekere goed in ons lewens so toelaat, en ons hou aan daarmee, en ons hou aan daarmee, en ons hou aan daarmee, en die storms begin tref, en die goed begin gaan, en jy is besig om net in te betaal, jou vrede is daarmee heen, daar's nie vrede in jou huisie, daar's nie vreugde nie, daar's nie vervulling nie, daar's net wroging en stoeie, en hardloop van die een ding na die ander ding, jou lewe vol gejaag, jy betaal die prys. My vraag is, hoe lank gaan jy vat om te besef, jy moet stop, en begin draai, en luister na wat God vir jou sê. Want jy gaan betaal. Vraag is hoeveel? Hoeveel het verkeerde gedagtes jou al gekos? En Jona kom op 'n plek, en hier in vers 12, en hoor mooi, hy neem eienaarskap. Die storm tref, die boot is besig om te sink, die man is in paniek, dis nie 'n lekker plek nie. Maar Jona antwoord hulle, neem my en gooi my in die see. Dan sal die see om julle heen bedaar. Want ek weet, dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle oorgekom het. Nogtans, het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see, hoe langer hoe onstuimiger teen hulle geword het.
Hier's van ons wat soos daai manne is. Ons wil eerder aanhou roei, as om net te bely. Ons sal deur hierdie ding kom, ons sal deur hom druk, ons gaan hierdie ding, moenie worry nie, alles sal oukei wees, en ons gebruik hierdie woord. Jy klink soos daai manne wat sê, Jona, kom ons roei net. Daai roei gaan jou nêrens kry nie. Besef, hierdie is 'n ding van die Here af. En toe eers, in hoofstuk 2, vers 1, kom Jona op hierdie plek, julle. En hier is my gunsteling. Die storm het getref, hy het die koste betaal, hy ignoreer die ingryping, hy ignoreer die indrukke, hy ignoreer die instruksie van die Here, hy beleef die dood voor die oë, die manne probeer hom help, het werk nie, en toe eers, in vers 1, en Jona het toe tot die Here sy God gebid, uit die ingewande van die vis. Hy moes eers amper homself dood verdrink, voor hy begin roep het. Jona, hoekom het jy nie op die skippel geroep nie? Hoekom het jy gekies om eerder te gaan slaap en te maak asof hierdie ding nie gebeur nie? Hoekom het jy gekies om dit te ignoreer en nie net dadelik uitgeroep na die Here nie? Hoekom wag tot die vis jou insluk, pel? Hoekom? En hoeveel ek dit vir Jona wil vra, kan ek dit op my eie lewe vra. Hoekom wil ek soveel keer nie luister nie? Nie my hart sag maak nie, nie gehoorsaam nie gee nie dien nie lief hê nie my tyd opoffer nie doen wat die Here sê nie soek na sy gedagtes, nie op my eie insigte vertrou nie my gemoed verloor nie angstig word nie jaag na dinge nie die belangrike dinge ag op sy lewe, nie tyd maak vir gebed nie bid oor dinge nie die woord oopmaak nie. Hoekom moet ek eers in 'n vis beland voor ek daar kom? Hier kan ons eerlik praat. Julle ons Afrikaners, ons is goed om eers op die vis te beland voor ons begin roep. Baie goed. Ons is nie vinnig. Ons is baie stadig. Die chaos van die lewe moet ons eers tref voor ons op ons knieë gaan. Wat as ons net bietjie die vis vermy, julle? Ek het dalk woorde vir jou. Volgende keer as jy by die huis is en jy stoei en daar's dinge en daar's wroging by die huis en iets is nie lekker nie of jou man prikkel weer of jou vrou prikkel weer en jy kan sommer sien. Hier kom skibreek, hier kom 'n storm. Voor jy wag vir 'n klomp dinge om te gebeur, voor jy die storie draai, wat van jy gebruik net hierdie woorde in jou huis? Ek dink jy gaan vandag vis eet nie. Nee, ek dink dit was nie lekker in die vis nie. Ek hou nie van die reuk van vis nie. Dis nie aangenaam nie. Ek sal eerder die vis skiep vandag. Dink jy gaan vis eet nie. Wat is daar weer daai goed so begin borrel in jou huis, by jou werksplek. En jy voel in jou huis, in jou hart, hier's al klaar goed in jou kop wat nie gesond is nie. Wat van jy sê vir jouself, nee, ek gaan vandag vis en chips skiep. Ek gaan eerder die vis eet nie. Ek gaan eerder die Here aanroep, voor ek by die vis aankom. Ek gaan eerder net sê, Here, ek weet nie wat hierdie week mag inhou nie, my kop sê nou vir my, Here, daar's chaos op pad, daar's storms op pad, daar's dinge op pad, maar Here, ek gaan nie wag eers vir die vis nie. Ek gaan nie wag dat hierdie goed my oorboord gooi nie. Ek gaan nie wag dat hierdie goed my tref nie. Ek gaan nou al aanroep, Here, ek het u gedagtes nodig. Here, gee my 'n gedagte. Here, wat dink u vandag? En wanneer jy die Here ontmoet, en wanneer die Here Bybelkarakters ontmoet het, en hulle weggestap het van hom af as hulle gedagtes vernuwe. Maar Jona was een van die ouens wat lank gevat het om daar te kom. Pas op dat jy nie storms ingaan wat jy kon vermy het nie. Ons almal gaan deur toetse gaan in ons lewens en is so. Maar wat is van die toetse wat ons kan vermy, julle? Ons groot storms wat ons kan net omloop. Dalk moet ek jy net sê, ek skiep vis vandag. En dis presies wat Paulus vir ons sê. En hy skryf hierdie goed oor en oor in die Bybel. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Een van die bekendste en kragtigste gedeeltes as dit kom by ons gedagtes. Hy sê die volgende: ons leef wel in menslike liggame. Ons het menslike dinge om te doen. Ons menslike behoeftes, menslike begeertes. Ons leef in menslike liggame hier op aarde. Maar ons voer die stryd nie met menslike middele nie. Die wapens van ons stryd is nie mensgemaak nie, julle. Ons veg nie met insig nie, ons veg nie met al hierdie dinge nie, ons veg met iets anders. Maar ons wapens is die kragtige gevegstoerusting van God. Wat doen? Wat demone wegdryf. Wat die duiwel wegjaag en ons moet allerhande goed gaan bind in sy naam en die bloed van die Here pleit oor goed. Is dit wat Paulus vir ons sê? Nee, hoor wat sê hy?
Hierdie gevegstoerusting van sy kinders is daar om die vestings te kan vernietig. Wat se vestings? Daarmee vernietig ons die argumente, gedagtes, as ook elke skans wat in die kennis van God opgerig word. Enigiets wat teen sy instruksies en sy woord gaan. Ons neem ook elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Paulus sê die grootste geveg wat jy gaan beklei in hierdie wêreld is nie teen die vyand nie, maar teen jou verstand. Hy sê en God gee jou gevegstoerusting, want jy het dit nodig. En die gevegstoerusting is nie dat jy uithardloop en Bybelverse pleit oor 'n gebou en situasies en hy sê dis om jou verstand te beskerm. Bewaar jou hart bo alles, sê die Bybel. En in daai hart Ou Testament praat oor jou verstand. Bewaar hierdie ding bo enigiets onder die son. En Paulus sê, jy het krag gekry daarvoor. Jy het wapens gekry daarvoor. Jy gebruik dit. Nie om te sien waar die duiwel kom steel en verwoes nie, maar om God voor oë te hou en jou denke te hou. Die beste manier wat ons kan doen is dalk net, Here, gee my 'n gedagte. As daar iets in jou gedagtes opkom hierdie week oor 'n persoon, 'n situasie of dalk iets uit jou verlede uit wat net weer kom prikkel. Here, gee my 'n gedagte. Ek moet hierdie goed vernietig, want wat ek nou hier voel en ervaar en sien in my gedagtes is nie van U af nie. Hierdie is nie U wil nie. Ek het sommer sien, Here, hierdie ding is donker. Here, gee my 'n gedagte. Wat as ons kinders van die Here meer rondloop met sy gedagtes as ons in? Ek weet vir jou nie, maar ek raak opgewonde daaroor. Ek doen. Ek raak opgewonde daaroor, oor my huisgesin. As ek as man, as leier van die huis, die gedagtes van God in my binneste kan ronddra. Wow. Kyk wat die Here geskep het met sy gedagtes. Hy het gedink aan wat ons sien en beleef. En ons reis die wêreld om hierdie goeters te gaan sien. En kyk YouTube video's van hoe mooi. Die Here sê, ek kan iets baie mooier skep in jou lewe. Maar dra my gedagtes. God se gedagtes het krag, julle. Skepende krag. Vormende krag. Lewendgewende krag. Sy gedagtes is anders as ons en is dieper as ons in. Dit kan goed doen in jou hart wat jy nie eens aan kan dink nie. Een fluistering, een indruk van hom, een instruksie van hom kan soveel meer doen as 'n jaar se werk waar jy soeg met menslike insig, julle. Hy weet hoe. Hy hou alles in gedagte. Sy gedagtes is onmeetbaar, sê die skrywer. En julle, ek is so daar dat ek saam kan stem en ek weet jy die stories ook in jou lewe. Vandag sit ons hier op 'n Sondagdiens. Weet julle hoekom? Want die Here het 'n gedagte gegee. Klompie jare terug. En daai gedagte het gemaak dat ons vandag hier sit, julle. Sou ek gedink het jare terug toe ek 'n gedagte gekry het, maar eendag gaan jy 'n kerk lei, maar hier's waar ons op pad is. Nee. Nooit nie. Wat ek probeer sê is, moenie God se gedagtes onderskat nie. Hy deel dit klein, maar hy sien dit groot. En die klein gedagte wat na jou toe gaan kom, het 'n massiewe impak in jou lewe. Massief. Maar volg dit. Doen dit. Moet dit nie onderskat nie. Die rykste dinge wat jy kan doen in jou lewe, in jou verhouding, in jou huwelik, in jou kinders, in jou toekoms, is om my gedagtes by te kom uit te leef. Of dit sin maak of nie. Of dit soos Jona voel vir jou van, Here, hierdie maak nie sin nie. En as iets in jou wat dit nie wil doen nie, gehoorsaam dit. Volg dit. En daar sal vrug wees in jou lewe. Ek is mal oor Jesaja dit sê, in Jesaja 26 vers 3, en hiermee sluit ek af. Sy opmerking oor iemand wat so leef soos wat ek vandag praat, is die volgende: U bewaar elkeen wat op U vertrou in vrede. By the way, jy weet jy kan op die Here vertrou en nie vrede hê nie. Elkeen wat met vrede op God vertrou. Daar's so baie mense wat bid, Here, asseblief, ek vertrou U, Here, ek vertrou dat U deurbraak gaan bring, Here, ek vertrou dat U my sal help, my sal seën, my sal lei, my kind sal dit doen, ons bid so oor die Here wat moet kom en iets doen, maar terwyl ons dit doen, is ons so angstig.
Terwyl ons dit doen en ons vertroue met die Here is ons so paniekerig en ons is so nog steeds in ons eie kop. Hy kom en hy sê, God bewaar elkeen wat op hom vertrou in vrede. Die mens wie se gedagtes op U gerig is. Hoe stunning is dit nie? Mag ek en jy mense wees wat daai bewaring van die Here ervaar. Hoe die Here ons sal lei, die Here ons sal help, die Here sal doen met ons wat hy goed dink. Want ons vertrou op hom. Ons het vrede in ons hart. Hoekom? Want ons gedagtes is gerig op hom. Ons dra nie ons eie denke nie. Ons dra syne. So hier is my uitnodiging vir jou vandag. 'n Gebed wat ek en jy kan bid hierdie week. Dis die eenvoudigste gebed wat ek dink die wêreld se impak kan hê. En dis nie 'n gebed wat jou hoendervleis van kop tot tone gaan gee nie. Dis nie 'n gebed wat jou, as jy hom hoor, dadelik op jou knieë gaan gooi nie. Dis nie 'n gebed wat jy sal dink, "Wow, hierdie gebed gaan nou herlewing wakker maak en die hele dorp gaan nou Jesus ken nie en my lewe gaan drasties anders lyk hier, maar hy's klein." Maar God sien hierdie gebed as massief. Hier is die gebed. Here, gee my asseblief 'n gedagte. Net dit. Elke oggend as jy wakker word, Here, ek het vandag asseblief 'n gedagte nodig. As jy in 'n situasie beland, jy weet nie wat te hoe en waar nie, Here, gee my asseblief 'n gedagte. As daar dinge in jou huis aan die gang is wat nie lekker is en de mekaar is, en jy as tiener sit daar, as jong mens sit daar en jy probeer jou ouers selfs bestuur en as gaals by die huis, Here, gee my asseblief 'n gedagte. Jy by die werk en ons vergaderings en ons druk en die mense soek en jy moet net perform en Here, gee my asseblief 'n gedagte. Die gebed's klein. Maar hy sien 'n ander wêreld. En iewers gaan jy indruk kry. Iewers gaan jy instruksie kry. Of dalk is jy in die middel van 'n seisoen van ingryping. Luister na die Here. En dan sal jy sy bewaring sien. So daar wie is, kom ons sluit ons oë. Dan bid ons hierdie gebed saam. Hemelse Vader, ek wens en ek bid en ek smeek dat ons dit 'n bietjie kan besef, Here. Net 'n klein insig sal kry van hoe ryk, hoe diep, hoe almagtig U gedagtes is. Here, U is ver bo die mens. Ver bo die mens. U weet alles. Niks is 'n geheim vir U nie. Niks is moeilik vir U nie. Niks is 'n uitdaging vir U nie. U die antwoord nog voor probleme kom. U is die alfa en die omega. U gedagtes is so ryk. En Here, vandag hoor ons die uitnodiging dat ons deur die Heilige Gees, Here, U gedagtes kan ken. U gedagtes kan volg. O Here, gee ons asseblief 'n gedagte. Ons is vandag nie hier by die kerk, Here, om handeklap te gee en ons is nie hier om net liedjies te sing nie. Ons is nie hier, Here, om te sê, ja, wat 'n lekker diens nie. Ons is nie hier, Here, om net te vergader en te sê, ag, my kerk is 'n lekker kerk. En ons is hier, Here, want ons soek 'n gedagte, Here. Ons maak die woord oop, want ons soek 'n gedagte. Here, ons aanbid U, want ons wil U eer gee, maar Here, selfs daarin, Here, wil ons denke vernuwe, want ons wil meer soos U lyk. Hemelse Vader, wees ons goed gesit en deel 'n gedagte met die mense. Ek dink aan die paas, Here, wat hier so sit en hulle dra hierdie las hier binne in ons, die verantwoordelikheid oor hoe hulle gesinne gaan lei, hoe hulle vrouens liefhet, hoe hulle vrouens dien. En Here, gee hulle 'n gedagte oor hoe hulle dit beter kan doen. Hemelse Vader, ek bid vir die paas wat besluit het met neem oor kinders en kinders wat baie keer soos Jonah teenoor die ouers. Val dit eers rebelleer en 'n klomp ander dinge doen en ons moet die indrukke en instruksies en ingrypings ook toepas soos U ons lei. En ek bid dit, Here, vir daai wysheid, gee die paas 'n gedagte oor hulle kinders. Dat hulle nie uit menslike insig sal funksioneer nie, maar uit U insig, Here. U gedagtes. Hemelse Vader, ek bid so vir die ma's en die vrouens hier. Ek bid, Here, mag hulle mans lief hê. Nie net uit instruksie uit van 'n wêreldse opinie nie, want vrouens behoort dit te doen nie. Ek bid, Here, seën hulle met 'n gedagte
oor hoe mooi dit is as hulle man so kan lief hê, so kan respekteer. Mag hulle teen die instruksie van die gaan, Here. Maak hulle harte sag, deur hulle gedagtes sal vernuwe. Here, gee asseblief 'n gedagte, en so ook oor hulle kinders. Ek bid, Here, seën hulle. Ek bid vir die mense wat leiers is by besighede, of hulle besigheidseienaars is, of net personeelbestuur of projekte bestuur, Here. Ek bid, Here, dat hulle insig mag hê, gedagtes mag hê van U af, Here. Ek bid, lei hulle. Ek bid, Here, dat hierdie gebed so sterk op hulle harte mag wees, dat daar waar hulle beweeg, hulle nie sal net dinge doen wat hulle dink is wys nie, Here, maar dat hulle eers sal stop, eers tyd vir U sal maak. Dat ons die Christene sal wees wat rond hardloop en net heeltyd wag, dat God net sy gedagtes met my moet deel en my gejaag nie, maar mag ons stil word en sê, maar Here, gee my asseblief 'n gedagte. En in daai ontmoetings met U, daai soeke na U, soos 'n wildsbok wat smag na water, dat ons sal soek so daarna, Here. En dan wanneer ons daai gedagte kry, Here, dat ons dit sal kan uitleef en dat ons sal sien in ons besighede, hoe dit die families mag seën wat daar werk, Here. Mag ons vrug sien wat U eer. Lei ons, Here. Gee ons 'n gedagte. Ek bid vir die jong mense wat besluite nog neem. Ek bid vir die mense wat bid, Here, oor huweliksmaats. Ek bid vir mense wat finansiële besluite moet neem. Ek bid vir mense, Here, wat daar is waar hulle dinge moet doen. Ek bid net vir 'n gedagte. Seën U kinders, Here, met U denke. Dankie daarvoor, Here. Dat U nie wegskroom daarvan, U wil dit graag doen. Ek bid dat ons sal vertrou wat U vir ons sê. Dat blindeling sal gehoorsaam. En net, Here, stories sal sien wat U alle eer gee. Daarom bid ons dit, Here, nie in ons naam nie, maar in die mooiste naam, in Jesus se naam. Ons almal sê saam, amen en amen.